Ons lees die oordenking vir die 8ste April uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vir vandag se oordenking is Trane in 'n kruik. Ons teksvers kom uit Psalm 56 vers 9. U het my omswervinge getel. Hou my trane in u kruik. Is hulle nie in u boek nie? Die psalms spreek vandag nog net so kragtig soos ons moderne 21ste eeuse gelowiges, want ons kan assosieer met al die temas wat uit die hart van die skrywers kom, byvoorbeeld lofliedere, klaagliedere en dankliedere, skuldbelydenisse en vergifnis. God se almag om ons uit enige situasie te red, kom keer op keer in Dawid se psalms na vore. David Pawson skryf in Unlocking the Bible dat mense in Ou-testamentiese tye hulle trane in glasbotteltjies opgevang en bewaar het. Hierdie botteltjies het die lyding en swaar kry van 'n familie of persoon verteenwoordig. In Engels lui bostaande teksvers: Put my tears in thy bottle, store them up carefully for me. Wanneer Dawid in hierdie psalm sê dat God sy trane in sy kruik bewaar en in sy boek opgeskryf het, vind hy troos in die gedagte dat God kennis neem van alles waardeur hy gaan. Sy trane is wel trane van smart en eensaamheid, maar nie van wanhoop nie. Ons trane is nie verniet nie. God ken elkeen van sy kinders se omstandighede intiem. Hy staan nie eenkant nie. Ons pyn en lyding gryp hom aan. Hy tel elke traan. In Openbaring 21 vers 4 staan: Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. God hou rekord van ons lewe op aarde. Hy skryf ook die name van almal wat hom dien en liefhet in sy boek op, en hy maak seker dat hulle trane afgedroog sal word. Here, dankie dat U ons deur en deur ken, ons vreugdes, maar ook ons pyn en trane. Dankie dat U al ons trane eendag sal afdroog. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.